Prys die Here. Ten minste weet ons klank werk. Die Here is goed. Ons weet ons klank werk. Dink jy kan hom baie laag sit. Ja. En ons nie drama gee nie. Ons eer die Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat ons U kan eer. Dankie dat ons net U woord kan oopmaak en kan weet U woord is absolute waarheid. U woord is die grootste vastigheid. Die grootste werklikheid wat daar is op hierdie aarde. Geen ander boek of enige begrip wat mense het, kan enigstens met U woord gelyk staan. Want ja, U woord is nie net op papier of op ons rekenaars nie, maar U woord het vlees geword, onder ons kom woon. U woord woon nou deur die Heilige Gees binne in ons harte. Ons loof U Here. Ons prys U daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Vanoggend wil ons in werklikheid vir mekaar sê, ek kies om te verklaar wat ek binne in my sien. Ek neem die besluit om te verklaar dit wat ek binne in my sien, eerder as wat ek daar buite sien. Nou verlede week het ons begin met 'n aanhaling uit die Talmud, wat ons vir mekaar gesê het, 'n rabbynse, baie belangrike sentrale rabbynse in rabbynse Judaïsme is dit 'n baie belangrike teks, né? Net die Hebreëse Bybel, die Tanakh, is vir hulle meer belangrik. Maar uit die Talmud het ons laas aangehaal, waar hulle een plek sê, en prys die Here vir ons, is nou nie in Hebreëus, dis in Engels, né? Waar hulle een plek skryf, een van die ouens, hulle sê, we don't see things the way they are. We see them the way we are. Betekenende, een van ons susters wat weggetrek het, wat op 'n ander plek moet bly, ons stuur nog steeds elke week kry sy nog steeds die preke, en sy het net al wat sy daar sit, sy sê vir my, dit is bietjie te erg vir my, of so iets in daai lyn. Maar ons is letterlik, ons sien dinge daar buite, maar dit wat ons daar buite sien, moet ons altyd weet, al hoe goed dit is, of hoe sleg dit is, maak nie saak wat dit is nie. Die manier, die persepsie wat ons daarvan kry, het baie te doen met wat binne in ons aan die gang is. Wat baie te doen met wat in ons gebeur. Want jy sien ons persepsie, die manier hoe ons sien, persepsie is natuurlik 'n anglisisme van perception. Die manier hoe ons dinge sien, en dinge wat rondom ons gebeur sien, die wyse waarop dit ons aanraak, en ons of kwaad of bly of moedeloos of opgewonde maak, het baie te doen oor die werklikheid wat binne in ons is. Met ander woorde, as jy moedeloos is en ongelukkig is, en jy is platgeslaan, het jy nie iets groots nodig om jou ontsaglik te ontstel nie. Terwyl, as jy nie van bitterheid en woede en al daai goed ontslaa raak nie, gaan man al ry in die straat en 'n ou waai net vir jou, gaan jy stop en jy wil beklei, hè? Waar is dit 'n klein ouetjie is, maar die punt is net, wat snaaks om ons ouens beklei nie som met groot ouwe, dit is maar in elk geval, maar goed. Jy het nou daar gelaat. So dit wat in jou aan die gang is, en ons weet wat bedoel ons daarmee. Wat is binne in elke een van ons aan die gang? Hy wat nie net in die gang is nie, maar in elke kamer van jou hart, is die Gees van God, né? Die Gees van die Here. Die werklikheid binne in ons, moet ons mekaar konstant herinner, ons is gelowige kinders van God. En ons is gelowige kinders van God, nie op grond daarvan, dat ons enigstens nog ooit genoeg reg gedoen het, genoeg gesê het, genoeg bely het, maar op grond daarvan, dat ons gered is uit genade deur geloof. Efesiërs 2 vers 8. En daarom is die Heilige Gees in ons, is die werklikheid binne ons. Die Gees van God wat een is, dink bietjie mooi daaraan. Die Gees van God, wat een is met Vader en met Yeshua, met Jesus.
Onthou konstant, die heeltyd, 24/7 van altyd af, is Vader, Jesus en Heilige Gees een. En nou lees ons in die woord dat die Gees van God is hier. Wat is 1 Korintiërs 3 vers 16 en 6 vers 19, 2 Korintiërs 6, 16. Die Gees van God is hier in ons harte. En hy vertaal het in die Septuagint as waar hy enigstens praat van die tempel van die Heilige, as hy die naam tempel noem, dan vertaal hulle dit as die Naios Hagion, die allerheiligste. Die allerheiligste plek. So my en jou hart, ten spyte van ons, hoor dit, ten spyte van ons, is die allerheiligste plek waar die Gees van God teenwoordig is. En dit moet in werklikheid jou hele persepsie, die manier hoe jy nie net na alles om jou kyk nie, maar wanneer jy selfs na jouself kyk, en besef jy ooit, jy sal sommer mensdom, en so kom ons elke oggend storm in ons hartkam, want hoekom? Besef jy wie is in jou? Hoor julle? Besef jy wie is in jou? Ek is net bly ons kan nie ons harte uitwas nie, want dan sal ons seker die hele tyd, ek het 'n raad vir jou, daar by die goedkoopste plek waar jy, daar so bajik wat jy koop, waarmee jy mol doodmaak. Dis so 'n wit morreltjie met swart opskryf. Farmerama verkoop om die goedkoopste. Want ons sal die hele tyd ons harte gejik het, is dit nie? Maar prys die Here, ons kan nie, en is ook nie nodig nie. Want Jesus het dit gedoen deur sy bloed. En omdat hy vir ons geword het wat ons verdien het om te wees, naamlik te sterf en te ly vir ons sondes, omdat hy dit vir ons gedoen het, 2 Korintiërs 5:21, is ons nou die geregtigheid van ons Vader, van God, in Christus Jesus. Dis 'n geskenk. Ons het dit verniet ontvang. Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons op grond van geloof geregverdig is, het ons nou shalom, ons het nou vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, en kan nou vasstaan in sy genade, en ons beroem op sy hoop, en ons kan ons beroem op sy heerlikheid, op sy glorie, op die gemanifesteerde teenwoordigheid van God in ons harte, en rondom ons. Ons kan ons beroem daarop, ons kan ons beroep daarop. Julle sien, al wat ons nou te alle tye in elke situasie moet doen, is om onsself daaraan te herinner. En dan kan ons God net dank en prys en eer, dankbaar wees. Soos 1 Tessalonisense 5 sê, 16 tot 18, wees altyd bly, bid altyd, en wees altyd dankbaar. Want dit is die wil van God vir julle in Christus Jesus. Dis eintlik al wat voorbly vir ons om te doen. Dis sê dankie Here. Met ander woorde, in steede van om tot God te pleit en te smeek die hele tyd. En dis die Here, ek voel ek is op my eie. Ek voel ek het geen hoop nie ensovoorts. Dis die Here, gee my meer van die Gees. Nee, jy het alles reeds ontvang. Die Gees van die Here is binne in jou. Jy het alles ontvang wat jy nodig het om vir hom te lewe, om hom te dien. Alles. Christus het vir ons, Jesus het vir ons alles gegee. Want hy wat ons alles is in ons. 1 Johannes 4:17. In hierdie wêreld is ons soos wat Christus is. Selfs as die ergste wat ons ooit kan dink gaan gebeur of kan gebeur of sal gebeur, selfs al gebeur dit. En dit is so erg, jy kan dit eers op die TV sien nie. Hoor julle, die ergste gebeur, dan kan ons nog steeds sê, 2 Korintiërs 4:16, ons gee nie moed op nie. Ons gee nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte, vers 17 sê Paulus, ons ligte en tydelike verdrukking. Paulus het nie 'n ligte verdrukking gehad nie, né? Ons gaan nie nou daaroor uitgaan nie. Hulle is geslaan en hulle is verrenoveer, die Afrikaanse woord. Hy noem het ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, ewige glorie, tot in ewigheid toe,
in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil nou eintlik omgedraai, wie hulle gesê het toe ons gehoorship het. Want Albert het op sy oupa se skoot gesit, net so. Sy oupa se skoot. En ek wil eintlik vir julle gesê, kyk, dit is as ons worship, as ons die Here eer, dit is waar jy jouself letterlik kan sien. Letterlik. By jou Vader, op jou Vader se skoot. Op jou Vader se skoot. Terwyl ons nie let op die sigbare nie, ek sê in vers 17, kom ek lees dit weer. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles betreffende ewige heerlikheid. Vers 18. Terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar ons kyk na die onsigbare, want sigbare dinge is tydelik, die onsigbare is ewig. Dis hoekom Paulus ook in Kolossense 3 sê dat ons moet ons oë ophef. Kyk na die hemelse dinge. Hy bemoedig hierdie ouens wat geen hoop het nie, wat alles is teen hulle. Want julle moet onthou die eerste gelowiges was Jode gewees. 99% van hulle was Jode. Hulle is onmiddellik verwerp deur die ander Jode. En hulle en die ander Jode wat hulle nou verwerp, is in elk geval almal verwerp. Van die Romeine regeer. Jy mag nie eens Hebreëus met jou kinders praat of hulle het Aramees gepraat natuurlik. Lees wel Hebreëus skryf, maar jy mag nie eens jou kinders, jy moet Grieks praat, jy moet Grieks skryf. Dis hoekom die Here, ek het dit al gesê, maar dit is vir my so awesome hoe die Here, jy kan sê, hy weet mos alles, en hy weet alles. Want hy het geweet wat hy die Romeine gaan doen. Maar hy gebruik dit tot sy voordeel, want daarom het hy 200 jaar vroeër, dat die biblioteek in Alexandrië, die Jode sê, kom, hulle stuur vir ons 50 van die beste rabbies, Alexandrië toe daar in Egypte. Stuur hulle, want hulle moet vir ons die Hebreëse Tanakh vertaal in Grieks. Want ons het alles hier in Grieks in hierdie biblioteek. Ons soek hierdie Bybel ook in Grieks. En die Here het geweet, daarom kon hulle lees, daarom kon hulle die Bybel in Grieks lees, sonder dat iemand hulle kon drama gee. Maar julle sien, ons rig ons oë. Ons kan ons oë rig op die onsigbare. Hoekom? Want ons kyk na dinge soos in die gees, nie in die vlees nie. So wat sê, kom ek sê net eers so, wat sê ons vir mekaar? Ek wil vir julle vanoggend sê, nou kan jy die wet opdag, prys die Here. Begin elke môre, dit staan daarso, maar begin elke môre deur te sê, omdat Christus in my is, kies ek. Omdat Jesus in my is, omdat ek 'n kind van God is, kies ek elke dag om te sien. Ek kies om te kyk, ek kies om te sien. Nie met my fisiese oë nie. Dit is goed om so, dis die Here, ek kies om te sien. Maar jy kyk nie vir wat jy sien daar nie. Jy kyk in jou geesteswêreld. Jy kyk hier in jou innerlike. Jy sien nie met fisiese oë nie, want fisiese oë is tydelik, né? Maar met geestelike oë. Die oë van jou hart noem Efesiërs 1:18. Jy kyk met die oë van jou hart. En wat sien ek? Ek persoonlik, wat sien ek? Want ek het hierdie nou al 'n paar keer in my dagboek oor en oor geskryf. Nadat ek een of ander, dis nie Athanasius, een of ander ou kerkvader het dit geskryf. Ek sien die beloftes, ek sien met die oë van my hart die beloftes van my Jahwe, van my Here. Ek sien myself, ek sien my kinders en die klein volkies, klein kinders, né? Ek sien myself en ek sien my kinders en ek sien my hele familie, my kerkfamilie. Ek sien ons elke een. En ek sien ons bekleë in Christus Jesus. Galasiërs 3:27, gaan lees dit. Ek sien ons bekleë in Christus. Maar ek sien ons bekleë in elke een van die beloftes van die woord. Ek sien ons bekleë in elke belofte van ons Jahwe aan ons. Ek sien die seëninge van God. Die skoonheid van sy heiligheid. Ek sien ons in sy glorie. Sy gemanifesteerde teenwoordigheid. Ek sien sy genesing vir ons. En ek verklaar dit oor Pieter, terwyl ons dit nou sê, verklaar ek dit oor Pieter. Hy doen baie beter.
hy het eergister so dit het 'n moeilike dag gehad, maar onthou nou, Pieter is nou nie, hy's nie 38 nie, hy's 83, né? So as jy weet, ek verduidelik maar net. En ek bid dat ek op 83 nog so sterk sal wees. Maar en hy het nou hierdie hartomleiding gehad. En hy word al hoe sterker elke dag. Ek sien dit in hom. Ek sien dit in Sally se liggaam. Ek sien dit in elkeen van ons se liggame. Ek sien dit in ons gees, dat ons nie net sterker word in die vlees nie, maar in die onsigbare. Dat ons in ons gees sterker word. Dat ons reëse sal wees in ons gees. Al staan die vyand voor jou met sy vinger onder jou neus. Hy sal dit nie nou waag in my nie, met my neus loop gou. Maar al staan die vyand voor jou met sy vinger. Dat jy sal weet, hierdie ou wys na wie wys hy nou? Besef hy na wie hy wys? Besef hy vir wie wys hy vinger? Besef hy dat hierdie is 'n kind van God? Hierdie is iemand wat in oorwinning is, maak nie saak wat nie. Hierdie is iemand wat 200% in oorwinning is. Al skiet hulle jou nou dood, dan wens jy kan eintlik vir hulle sê, ek sien julle ouens, maar ek gaan nou hemel toe. Baie. En as jy aangaan, sal ek jou nie weer sien daarbo nie. Ek sien ons in die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here, sy genesing, sy gesondheid, sy absolute voorsiening in elke deel van ons lewens. Ek sien dit. Ek sien dit in my gees. Ek sien in my gees hoe ons vir ander mense sorg. Nie hier en daar nie. Nie soos die meeste van die tyd sê hulle by my hek klop 'n appel nie. Ek sien dat ons vir hulle klere gee of vir hulle kos gee. Ek sien dit. En belangrik, ek kies om dit te sien. En ek terug het Samuel gepreek. En nee, ek wil dit seker op 'n ander plek sê. Maar gaan ek vir nou sê. Hy het gepreek en hy het gepraat oor die feit dat jy kan keer. Jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie. Maar jy kan keer dat hy nes maak, né? Jy keer dat hy nes maak. Dirk sou baie sukkel met dit, maar nou. Maar dit sal ons kyk op hoe lag as hy bring eie stokkies om. Dirk sal lag want ek sien daar's 'n video wat Marika geneem het waar ek Joshua so vas en op blaas ek hom so op sy maag en lag hy so uit sy maag uit. Maar as ek so maak, dan sien jy dit so. Dan sien jy hierdie bevolking wat oor my vlieg van iemand anders te gaan. Maar jy sien wat Samuel oor gepreek het was juist dit dat ons moet weet die vyand kan gedagtes in ons kop plaas. Baie keer kry jy 'n gedagte. Ons het gesê in die ou dae dat sy hond se gedagte. So jy dink iets simpels, iets verkeerds. Maar dan moet jy nie onmiddellik sê, dit is 'n vrot gedagte. Jy moet net sê dadelik vat jou paai en vaai. Hierdie gedagte is nie van my nie. Hierdie gedagte hoort nie by my nie. Ek gaan hom nie plek gee nie, hoor julle? Maar hoekom sê ek wat ek sien in die gees? Dit spreek. Hoekom? Want ek glo dit. Dit is ek wil in die geesteswêreld moet weet. Hierdie is nie 'n gedagte wat ek laat by my verbygaan nie. Ek verklaar hom, ek spreek hom uit. Ek spreek hom uit. En ek spreek dit uit hoekom? Want ek glo. Ek glo wat ek gesien het. 2 Korintiërs 4:13 sê dieselfde gees. Hy sê daar is eintlik 'n aanhaling uit Psalm 116. Maar dieselfde hy het gesien, daarom het hy glo. Paulus sê ons het dieselfde gees van die geloof. En daarom sien ons en ons glo. En ons praat, ons spreek dit uit, sê Paulus. En daarom moet ons dit uitspreek. Dit wat ek sien, moet jy sê, Here, ek spreek dit uit. Ek gee dit krag. Ek wil hierdie vyand en almal moet weet, hierdie is nie net 'n vlietende gedagte nie. Hierdie is die werklikheid. Psalm 19 vers 14 sê. Hy sê nie verniet, hoor wat sê, hy sê, laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart, wat ek sien in my hart, as jy mos oor iets oordink, die bepeinsing van my hart, laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Laat dit vir u aanvaarbaar wees. Passion Translation sê dit so, hy sê, so may the words of my mouth, my meditations thoughts, and every movement of my heart
Be always pure and pleasing, acceptable before your eyes, my only Redeemer, my protection God. Julle sien wat ek met my geestesoë sien, spreek ek uit. Ek verklaar dit. Ek verklaar hierdie gedagtes wat ek in geloof sien. Want ek weet dit is die werklikheid. Die werklikheid is Christus is in my. Die werklikheid is ek is voorsien tot in ewigheid toe. Ek is voorsien. Maak nie saak, daar's voorsiening vir my. Maak nie saak wat die nuus sê, wat gebeur nie. Maak nie saak nie. Daarom kan ek verklaar, ek kan die woord verklaar. Psalm 16:2 sê byvoorbeeld, ek het vir die Here gesê, die Psalm Dawid sê, ek het vir die Here gesê. Hy begin nie net sê, ek het gehoor en nou dink ek, miskien moet ek dit noem. Nee, hy sê, ek het vir die Here gesê, U is my Heer, anderswoorde, U is my Jahweh. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Niks nie, niks anders is vir my goed nie. U is vir my die goeie. Ek skiep nou baie, spring oor baie vers 5. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot, vers 6. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Want hoekom, wat sê die Here is my erfenis. Geen ander erfenis kan daarby kom nie. Vers 7, ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Hoor jy, hy luister. Hy hoor wanneer die Here vir hom raad gee. Die Here is die een wat vir my raad gee. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Selfs in die nag, in my hart, dan praat my hart met my. Dan sien ek in my hart wat gaan nie aan. En as jy en ek wil dit nou al vir julle sê, as jy hoor, as jou hart vir jou iets sê in die nag, moenie soos ek maak en so vrek lui wees al met my gebeur. Dan word ek wakker en dan lê ek en dan dink ek iets, dan dink ek, joh, dit is awesome, dit moet ek neerskryf. Maar dan skryf ek dit nie neer. Hoor nou, hy slaap met boek, dan slaap ek weer. Verbrand, moenie so sleg wees nie. Staan op en skryf dit neer. Van môreoggend vergeet jy dit. Môreoggend vergeet jy dit. Nee, selfs in die nag wys my hart my tereg, vers 8. Ek hou die Here altyd voor oë. Wat sê ek sien, ek kyk die Here, my oë is heeltyd op die Here. My oë is op hom gerig. Omdat hy aan my regterkant is. Regterkant is altyd in die Bybel. Al wat dit sê is my krag. Die Here is my regter in sy regterhand. Praat as jy van die regterhand regterkant praat, dan praat hy van krag. Omdat hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Hier van binne af waar ek sien, waar ek die goedheid van die Here sien, waar ek verklaar hoe goed die Here vir my en my familie is. Juig my binneste juig. Ja, my liggaam bly veilig. Want dit is medies 100% korrek. Want as jou binneste juig, as jou ingesteldheid reg is, as jy positief is, as jy opgewonde is hier binne, is dit die beste medisyne vir jou liggaam. U wys my, vers 11, U wys my die pad van, kom ek lees uit eers daai vers, dan sal ek, want dit is 'n paar goed. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede in die regterhand vir altyd. U wys my die pad van die lewe. Vir Dawid was dit nog, U wys my die pad van die lewe. Ons het ken klaar die pad van die lewe. Ons ken die pad van die lewe persoonlik. Johannes 14 vers 6, ek is die weg. Jesus sê, I am the path of life. Ek is die weg, die lewe. Hoor julle, ons ken klaar die pad van die lewe. Ons ken hom persoonlik, hy leef in ons. Oorvloedige vreugde in U teenwoordigheid, lieflikhede aan die regterhand vir altyd. Ons is klaar daar. Efesiërs 2 vers 6 sê, dat ons saam met Christus in hemelse plekke sit aan die regterhand van die troon. Ek is klaar daar. Ek kan net met vreugde sê, dankie Jesus, dankie Jesus. Wat Dawid nog na gesmag het vir ons 'n werklikheid geword. En daarom, ek wil vir julle vanoggend sê, ek sien die goedheid van die Here. Ek sien sy goedheid. Jy kan my baie dinge wys wat nie goed is nie. Ek's ernstig. Jy kan saam met my loop in my lewe en alles sien in my lewe. En jy kan vir my sê, nee, toggie, as ek was as ek kom. Toggie. My arme maak
ou hy's 'n kind van die Here en ja, nie ken hom in 'n geval. En hy so goeie ou, maar hy's so moedeloos met hierdie kliënt van hom. Want sy kliënt boer agteruit. Verstaan jy? Hy boer agteruit. En hy sien dit en hy's moedeloos. Maar wat ek dink om die moedeloos te maak is dat sy kliënt is opgewonde. Sy kliënt sien 'n ewige toekoms waar geen belegging in die wêreld, waar geen annuliteit, waar geen polis my kan help nie, kan bydra nie. Waar geen goud aandele nie. Hoekom? Want ek sê, kyk net die venster uit die strate is goud. Dis wat ek sien. Ek sien die oorvloed van die lewe vir elkeen van ons. Ek sien dit en ek verklaar dit. En ons sê dankie Here. Psalm 18:1. Ergamga Jahweh Gitski. Ek het U innig lief, Here my sterkte. Ek het U innig lief. Ek wil net so 'n paar verse lees. Ek gaan probeer om nie die hele Psalm te lees. Hy is nogal wild. Ek het U innig lief, Here my sterkte. Hy sê, my die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, hy is my bevryding. My God is my rots, by wie ek skuil. My skild en die horing, op beteken ook sterkte en krag van my redding. Hy is my toevlugsoord. Die een wat geloof moet word, roep ek uit, is Jahweh, is die Here. En vir my vyande word ek verlos. Vir my vyande word ek verlos. Dan vertel hy in vers 7 sê hy, in my benoudheid het ek na die Here bly roep, maar my God het ek hom opgeroep. In sy paleis het hy my stem gehoor en my hulp geroep voor hom, het sy ore bereik. Dit is so mooi, Psalm 116:2 sê, he bends down to listen. Die New Living Translation. Hy keer sy oor na ons. Sê dit eintlik in werklik direk. Hy het sy oor na ons gekeer, Psalm 116:1 of 2, maar in die New Living Translation, he bends down to listen. Jy weet, die oukies praat maar so, jy weet. In sy paleis het hy my stem gehoor, my hulp geroep voor hom met sy ore bereik. Vers 10, hy het die hemel afgebuig, en neergedaal, dieper duisternis wat onder sy voete. Vers 17, uit die hoogte het hy sy hand uitgestrek en my gegryp aan die oor. Vir my sal hy aan sy kraag gryp, my sal hy sommer die oor gryp. Uit die hoogte het sy hand uitgestrek, hy het my gegryp, by die watermassa uitgetrek, hy het my weggeruk van my vyande, weg van my haters. Kolossense 1 vers 13. Die Here het ons uit die duisternis uitgeruk en ons geplaas onder die heerskappy van sy geliefde seun. Is dit nie awesome nie? As Dawid het geweet het, sou hy die hele tyd kaal gedans het of met sy kleedjie gedans het. Ek dink dit hoe awesome is dit dat ons dit kan weet. Hy het my uitgelei na Oopte vers 20 en hy het my bevry omdat hy my goedgesind is. Ek het hier 2 strepe getrek en daar binne geskryf my pot moet stop. Anders gaan ek aanhou met daai Psalm. Stop die busie. Dat die volk net bietjie moed skep. 2 Korintiërs 4:16 weer eens. Ons gee nie moed op nie. Die ander vertaling sê ons word nie moedeloos nie. Ons gee nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens. Met ander woorde, al gaan dit fisies hoe sleg met ons, al gebeur wat, ek wil vir julle volgende sê, ons verloor nie moed nie. Jy kan met my eerlik wees, jy kan my bel, jy kan my sê, ek is moedeloos. Dan sê ek, waar is jy? By moed of by loos, ek kom dadelik. Hoor julle, ek kom daar nie, ek is ernstig, ek kom dadelik en ek kom praat met jou en ek kom bid saam met jou. En as dit nodig is, heilig saam met jou. Maar, wat nie vir my deesdae moeilik is nie. Maar, die punt is dat ek kom en ek kom praat, want wat wil ek hê? Ek wil graag hê, dat in jou traan en in jou moedeloosheid, moet jy opstaan, en moet jy sê, ek verloor nie moed nie. Want die Here het vir my alles gedoen. Hy is so massive lief vir my. Hy het vir my alles gedoen. Hy wil net hê ek moet in sy teenwoordigheid wees. Ons moet leer om te sien, met ons geestesoë, en om dit so te glo, dat ons dit verklaar. En die beste is om te sê, Here, ek rig my oë op U. Julle sien, om jou oë op Jesus gevestig te hou, om hom te sien, is die heiligste ding wat jy kan doen.
Want as jy glo wat baie ouens vir jou sê, dis die gemors van YouTube, ons het hierdie op YouTube, maar as 110 ander pankenossies, wat hulle goed op sit, en hulle vertel vir jou, die Here gaan vir jou straf, hy gaan vir jou looi. Die hale moes konstant oor ons gewees het, maar in elk geval, het help nie ons vestig ons oor, ons konsentreer op ons sonde, is jou sonde is heel belangrik, nee, moenie daarop konsentreer nie, rig jou oor op Jesus, rig jou oor op Yeshua, rig jou oor op sy vergifnis, rig jou oor op hom, en dan sal jy, sonder dat jy dit agterkom, sal jy die heiligste persoon wees wat jy ken. Julle sien, hoe meer jy Jesus aanskou en jou oor op hom hou, en vanuit hom verklaar, hoe meer 2 Korintiërs 3:18 sal jy verander, sal jy transformeer van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here wat die Gees is. Hoe meer en meer, Heilige Gees in jou, sal massively, hy sal opgewonde wees saam met jou, Ek sien in die Gees, en ek wil dit weer vir jou sê, ek sien vanoggend, ek sien vir my en jou in Christus, ek sien ons in die seëning van die Here, ek sien ons waar ons die Here dien met absolute vrymoedigheid, maak nie saak wat nie, of ons regering saamstem of nie, ek sien ons waar ons die Here dien, en waar ons groot dinge vir ons doen, hoekom? Omdat die Here vir ons al groter en groter geword het. 'n Groter werklikheid as onsself en al die ander stories in ons lewens. Ek sien dit vir ons. Ek sien ons bekleed met die beloftes wat Jesus vir ons maak, in sy woord geplaas het. Beloftes van hoop, en beloftes van voorsiening, maak nie saak wat nie. Ek sien dit in Jesus se naam. Ek sien die skoonheid van sy heiligheid, in sy volle glorie, sy alomteenwoordigheid. Ek sien sy genesing, in sy gesondheid, en ja, sy voorsiening. Vader, ek wil U loof en prys. Here, ek eer U. Ek eer U in Jesus se naam, Vader, kom eer ek U. Ons gaan hier in Desember vier ons feit dat Jesus gekom het, dat hy hom gestuur het, dat hy hom die seun van God, die seun van 'n mens geword het, sodat ons ou skape, die seuns en dogters van die almagtige, liefdevolle God kan wees. Dankie, Here. Daarom kan ons vanoggend sê, Here, ons sien, in ons geestesoog, 'n sien wat tot in ewigheid daar gaan wees. In ons geestesoog, in ons inner man eyes, gaan ons sien ons Vader, die arms rondom ons, bokant ons, en die hande onder ons. Ons sien dat ons is veilig in die hand. In die naam van Jesus sê ons vir U, dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Dankie Here, dat is elke ding, elke issue, waaraan die vyand ons graag wil herinner. Elke pyn, elke probleem. Here, ja, ons kom, ons plaas dit voor U troon. Ons sit elke bekommernis van ons elkeen, kom sit ons voor U troon neer. Ons kom sit dit voor U neer. Ons kom sit vir Pieter en vir Sally voor U neer. Ons kom sit vir Dani met sy rug voor U neer. Nie sonder sy rug nie, met sy rug. Ons kom sit elke ding in ons lewe. Kom sit ons voor U en ons sê dankie Here, ons sien U genesing. Ons sien U aanraking. Ons sien U absolute 100% liefde wat elke situasie in ons lewens nie net oorweldig nie, maar oordonder. Ek word oordonder deur die goedheid van God. Dankie Jesus, nie net oorweldig nie. Want Here, U liefde en die goedheid is soveel groter as wat die duiwelse planne maar ooit kan wees. En ons sê dankie daarvoor, Vader. Ons loof U. Dankie, dat maak nie saak wat gebeur nie. Ons verloor nie moed nie. Ons gee nie op nie. Want hoekom? Want ons sien U. We behold Christ. Ons sien Jesus voor ons, bo ons en onder ons en binne in ons. Ons sien U, Here. Sê dankie Jesus.
Dankie Jesus. In die teenwoordigheid, gevul met die heiligheid en die grootheid, kom verklaar ons vanoggend, Ergam ga Jahweh Gitzki. Ek het U innig lief. Ek het U innig lief, Here, my sterkte. Dankie, Here. En dankie Jesus dat ek oor elke een van ons kan verklaar. Shalom, shalom. Vrede, vrede. Voorsiening, voorsiening. Gesondheid, gesondheid. Genesing, genesing. Totale heelheid, heelheid. In die naam van Jesus. Totale veiligheid. So verklaar dit oor Elseke en oor Tehila. In die naam van Jesus. Dankie Vader. Dankie Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Hy's goed.